uit julle kant bring. Ons wag nog so, ons dink daai klank van ons ook nog reg kry. So kom ons kyk net gou. Maar dit is vir my ou lekkie vir my weet wat daar aangaan. Maar ek het 'n vermoede. Die liedjie speel, dan gaan hy seker deur die hy gaan seker op daai ding wees. Ja. Nee, ek het woorde ek het 'n videoklip wat hulle speel. Ek weet nie wanneer die dit speel is. Miskien moet hulle Dis seker op die einde, is dit die een met sulke foto's en goed. Ja. Dis reg. Ek weet nie of hom voor die tyd gaan speel of na die tyd. So is die videoklip die een wat op die einde is, met die prentjies. Maar jy sien daar's 'n videoklip. Okay. Okay. Ek het nog so baie van die goed, om met 2 sake nie. Gaan stream julle dit goed babas toe ook al. Download toe. Download. Okay. Okay. Oefen jy so lank in jou gedagtes, in die liedjie in te sien? Dit was gereformeerdes geweest, hulle ken mos nie daai nie. Ja? Die van hulle is Chippy George. As die eerste videoklip gespeel en nee, dis bly by jou later. Is jy seker? Dit is eers as ek klaar is. Dan gaan hulle daai is hulle gaan hulle dan doen na die hier is ons 'n briefie hier agter. As ek nie die briefie volg nie, maar hoor dit so te. Skus, kan ek gou so 'n briefie kry? Thanks. Okay, kyk hierso. Seker klink as jy kom ons sê ek moet se liedjie kry. Skryf jy se net met die skryf wat ek skryf. Nou so. Hulle moet met 2 goed praat. Hulle moet nog vir die streaming ook praat.
kom ons toets net al die goed. Julle hoor van my, nee. Ons is so erg nodig hiervoor nie, maar okay. Dan, die van julle wat die bedankings gaan doen, moet met 2 mics praat. Die een is dat ons hoor en die ander is dat hulle hoor. Iemand anders te hoor. Okay, so kan julle my hoor? Is ek op die lig? Okay, hoop so. Kijk, ons ken nie hierdie grand goed nie. Van streaming en al hierdie goed nie. Okay, so laat ons net dit alles net hoor. Right. Dit is as ek dink. Dan. Okay, ek gaan probeer. Is dit ons in 'n Piet? Okay, kom ek staan net so dalk so 'n bietjie terug, laat ek net dalk agter hierdie goed kom. Okay, julle ek is baie welkom en ek het wil maar net vir julle sê, dit is mos eintlik 'n vreemde plek om by welkom te geheet te word. Ek wil jy moet mos hier wees. Jy moet nie ander keuse nie. En in ons lewe werk dit so, ons kan mos hierdie dinge beplan nie. As ons weer sien, dan gebeur goed in ons lewe en dan is ons by so diens. En 'n hartseer diens, maar dan voordat ons nou iets anders te sê op ons program, die aansteek van die lewenskerse, wie van julle gaan daai doen? Seker jy, François. Daar is 'n leiter. Julle ook, Marlies, weet jy van julle kinders ook. Right. Elkeen van julle sit met 'n klomp gedagtes. Ek dink dit is by so geleentheid, dit is 'n geweldige klomp goed wat so deur mense kop kom oor 'n ouma. En dit is soos die seisoene van die lewe loop, dan kom 'n mens net by 'n plek dat jy weer dink. En ek dink dit is wat so geleentheid ook is. As dit maar net is om afskeid te neem, dan is ons net by die helfte van die storie. Die ander helfte is dit doen iets aan ons. Dit doen iets aan ons lewens en ons gaan weer aan met die lewe. Ons dra iets van die lewe aan. En ek dink 'n groot ding ons nog maar daarvan is, ons is ons julle dra van, julle dra 'n naam. En uit 'n familie uit het 'n naam gekom en die Here sluit 'n verbond met ons as families. Daar's so 'n rede hoekom julle opperman is. Want julle moet nou nie dink julle is so opper dat ons ander onder julle is nie. Maar daar's 'n ding hoekom 'n mense 'n naam dra. En God roep ons op ons naam. As ons vir ouma begrawe, dan staan daar 'n naam. Daar's name. Ons name is belangrik en ons neem afskeid van 'n naam. Maar ons elkeen se naam sê God stap met ons 'n pad. Op die einde van die dag dan kom ons iewers by 'n graf of by 'n nissie staan iemand se naam. En die Here sê ek roep jou op jou naam. Ek vat jou by die hand, ek dra jou. So jou naam is vandag belangrik en jy dra 'n groot naam. En daai naam is vir God ook belangrik. Kom ons bid saam. Here, as ons nou so by mekaar is, dan is ons baie bewus van die lewe. Want dit is juis wanneer ons verlies het, dat ons weer die lewe in die oë kyk. En dat ons onsself ook voor U kom stel en vra, Here, kom tog in ons lewens in en help ons ook deur hierdie ontwrigtinge, maar ook wanneer ons so bewus is, Here, van 'n naam, ons naam, U naam, die naam wat ons dra. En daarom vra ons, Here, dat U ook vir familie en vriende vandag sal kom vasgryp, omdat hulle vir U intens nodig het. Ek vra, Here, dat ons ook in hierdie dag met mooi gedagtes ook weer sal dink aan waar ons vandaan kom. U is die ene wat deur die eeue families dra en U
herinner ons ook weer vandag daaraan dat u verder met 'n familie op pad stap. En mag ons ook net vanmôre daarvan bewus wees. Dit bid ons Here, nie in ons naam nie, maar in u groot en heilige naam. Amen. Ek wil nou net seker maak, ons het gesê, is dit die ene wat ons nog gaan sing, hierdie ene? Christine, is jy reg? Kom ons sing, dit is 'n lied wat so pragtig is, en ek weet, mense het nie altyd, dit is vir ons moeilik om altyd te sing, en veral ook om dit so sonder begeleiding te doen, maar kom ons hoor net wat ons gaan sing. Ons sê, o Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou. Ek dink dit is, ja, die woorde is daar, en so met ander woorde, ons sien iets van hierdie skepping, en ek dink in Namibië is op hierdie oomblik, is ons net bewus daarvan. Dit is net so wonderlik. En dan juig ek. Ons sien die bosse, ons sien die strome, ons sien dat daar selfs in die woestyn skielik strome is. En dan sê ons, maar dit is wie God is. En so as ons hier is, en dan sê ons net vir die Here dankie. Dankie vir sy grootheid, dankie vir ouma, dankie vir die lewe, dankie vir almal wat hier is. Maar die grootste is, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u? Hoe groot is u? En ek dink dit is wat ons net ook in die oggend moet raak sien. Want die Here is groter as die son en die maan en die sterre. Hy onderhou dit, maar hy onderhou ook vir julle as 'n familie in die pad vorentoe. Kom ons staan, dan sing ons daardie 2 verse. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe u dit elke dag so onderhou, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam, hoe heerlik Heer, u grote naam. Ek sien die veld, die bosse, berge, vlaktes, ek hoor hoe fluister grasse, stroom en wind. O Heer, u sorg vir klein, vir groot, vir alles, en u sorg dag na dag vir my kind. Dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is u, hoe groot is u, wanneer die hele skepping klink dit saam. O heerlik Heer, u grote naam. Okay, baie dankie. Frans, was julle Dorsland trekkers? Was hulle wat ons kon sing daar in die veld, en gola onder die bome. Okay. Ek is altyd bekommerd oor julle Dorsland trekkers, want ek is so bang julle vat weer julle goed. En dan gaan julle. Dit is altyd die vrees. Weet dit nie waantoe julle gaan nie. Ek dink as 'n mens afskeid neem, dan neem 'n mens nie net afskeid van iemand nie. Dit is ons is weer terug by pa, ons is by vriende, ons is by 'n klomp sulke gebeure wat ontwrigtend is in ons lewe en wat mense net kom raak. So ek dink dit is sommer so 'n samekoms van 'n klomp emosies en wat ons weer voor die Here staan en sê, Here, jy weet, help ons asseblief. En al sê ons, dit is baie keer mos nou beter so, ons ma's verlos, swaar gekry, maar dit bly 'n verlies, dit bly vir ons almal moeilik om het so te beleef en deur te gaan.
En die gedeelte wat ek vandag wil doen, is eintlik so 'n bekende gedeelte, maar wanneer Jesus weggaan, sê hy gaan nou weg, en hy het dit heeltyd vir die disippels gesê, en dan as hy nou weggaan, dan sal hulle nou ontstel daaroor. Want dis wat die lewe is mos. Ons weet mos iets gaan gebeur, maar as dit gebeur, dan is ons maar gewoonlik nie gereed daarvoor nie. En dan is die disippels baie ontstel. Hulle is, die Griekse woord vir ontsteld is dat hulle diep ontsteld was. Hulle was regtig ontwrig gewees oor dit wat gebeur. En dit lees ons in Johannes 14, dan staan daar, maar weet die Here sê, ek gaan nou weg, ek gaan na my Vader toe. Nou, in 'n sekere sin is dit mos nou, as jy dit mos nou weet, en dit was nie 'n slegte plek waartoe hy gaan nie. Ek gaan na my Vader toe. Ek wil as ons as gelowiges sê, maar ons gaan ons Vader toe. Dit is eintlik 'n beter plek. Nie eintlik nie, is 'n beter plek. En maar nou sê ons al hierdie mooi goed oor God. Ons sê dit is altyd so mooi hier rondom Kersfees, daardie teks wat ons lees, vir ons is 'n seun gegee in Jesaja 9. Vir ons is 'n seun gebore, hy sal heers, hy sal genoem word wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Nou iets van die teks is, wanneer ons aan hierdie kant van die dood is, want hierdie lewe is net so 'n dodelike lewe, maar aan daai kant is die lewe dan. Maar as ons aan hierdie kant van die dood is, dan is dit vir ons net sekere woorde wat ons uitspreek. Ons sê wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Maar as ons die tree gee, Dawid sê vir sy vriend Jonathan, ons is net so een tree weg van die dood af. So as ons daai tree gee, dan is dit nie meer konsepte nie. Dan is God die vrede. Dan is hy dan beleef jy dit regtig in jou lewe so. So partykeer voel ons dit nie noodwendig so nie. Nou wat in hierdie gedeelte gebeur is dat Jesus sy disippels is ontwrig, hy gaan weg en dan sê hy hierdie vir hulle. Onthou hulle is nou ontstel. Julle is nou ook ontstel. Ons ontstel. En daar's vriende wat ontstel is en dit is ontwrigting. En dan sê hy vir hulle: julle moenie ontsteld wees nie. Dis is nou in hoofstuk 14, Johannes 14 vers 1. Julle moenie ontsteld wees nie. OK? As jy nie ontsteld is, wat wil jy aan doen? Hy sê glo in God. Glo in God, glo ook in my. Glo in God, glo ook in my. En dan sê hy, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en ek het vir julle plek gereed gemaak, kom ek terug en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Ek dink baie keer vir ons as gelowiges is die vraag, wat doen Jesus nou eintlik? Ek weet, baie mense wat seker nou prentjies, ons dink ons aan prentjies. Wat doen hy nou? En ek dink baie mense dink in die hemel sing 'n klomp kore, wat ek dink lyk my so is, wat seker nou beter gaan as wat ons nou noodwendig sing. Ek dink iewerster swaai hulle seker die engele palmtakke, of ek weet ook nou maar seker nie, ons hoor iets van Johannes se beeld, hy sien hierdie beeld van God op die troon, dit is so iets. Maar wat doen Jesus? Nou daar's 'n paar goed wat hy doen, hy sê, hy pleit vir ons, so hy tree vir ons in, maar wat ons hier lees is, hoor wat sê Jesus, en dis nie wat een of ander kerk sê, of een of ander groep mense wat reken, dit is wat hy doen, hy staan, hy sê, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. So sy funksie is om plek gereed te maak, vir wie? Vir ons elkeen, wat in hom glo, want hy sê, julle ken mos nou die weg. So as jy die weg ken, okay, so jy ken die pad soontoe, wel dit is nie iets wat jy nou met Google Maps gaan uitwerk nie, dit is nou met 'n ander pad, maar dan sê hy, dis my funksie. So, vir ouma, het hy gesê, as hy die weg ken, dan gaan ek vir haar plek gereed maak. Nou hier sit ons ook nou. Want een van ons gaan ook een van die dae, nie een van die dae nie, maar eendag gaan ons ook gaan. En dan sê, en ouma moet vir ons nou leer, wat is die weg? Ons moet vir mekaar leer, ons moet aan mekaar omsien, wat is die weg daarheen? So wat doen Jesus? Hy ken ons elkeen, hè?
En hy is besig om 'n plekkie gereed. Hy maak 'n plek gereed. Dis wat hy doen. En as ons nou terugkyk na die name van God, hoe hy dan nou sê hy's die ewige God en hy's die vredevors en dis wat hy sê, hy's eintlik die Engels sê die counselor, hy's die voorspraak. Hy doen vir jou voorspraak. Want hy maak vir jou plek gereed daar waar jy gaan. En dan sê hy later in die hoofstuk, dan sê hy, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. So hy gee vir ons die Heilige Gees. Wat het ons? Ons het die Heilige Gees. En wat doen Christus? Hy's besig om plek voor te berei vir sy kinders wat gaan kom. Hy gaan ons mos kom haal. En wat is die naam van die Heilige Gees? Trooster. Dis eintlik 'n aangrypende naam van die Heilige Gees is trooster. So, okay, as Jesus dan plek voorberei, wat doen die Heilige Gees? Troos ons. Hy troos ons. So as ons baie keer, dan sê ons maar die Here sal al die trane afdroog. Okay, wanneer doen hy dit? Wel, dit gaan hy doen as ons nou eendag daar ook kom. Dan sê hy, hier hoef jy nie te huil nie. Maar wat doen die Heilige Gees hier? Vir ons trane af. Troos ons. So dis wat hy doen. Dis nie net 'n funksie, dis sy naam. Sy naam is om te troos. My naam is Trooster. En ek wil party van die vertaling sê dan ook helper. Dieselfde soort van so ek help jou ook deur hierdie tyd. Ek help jou. Dan net dis wat jy net vir my gesê het. Hoekom 'n mens deur al hierdie goeters is as die Gees, as God jou help. Anders kom jy nooit daardeur nie. So dan sê hy, dit sê ek vir julle in vers 25. Terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Okay, goed. So herinner, wat doen die Heilige Gees? Hy troos ons en herinner ons aan die woorde van Jesus. Waar kry ons die woorde van Jesus? Ons kry dit in sy woord. Dan sê hy, en die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort vrede wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moet nie bang wees nie. So hy sê in die begin, moenie ontsteld en bang wees nie, dan sê hy in die einde moenie ontsteld en bang wees nie. Okay, ons is ontsteld oor ouma, maar hy sê maar ek sal uitsorg. Dis my funksie. Ek sorg vir dit wat hierna gebeur. Maar intussentyd moet julle ook nie ontsteld wees nie. Want ek sal julle ook uitsorg. Dit is my funksie hier. Ek wil graag hê julle moet so 'n pad stap. En dan sê hy is die voorspraak, hy is die advokaat, hy is wat doen 'n advokaat? As jy in groot moeilikheid is, kry jy 'n advokaat. Wel, advokaat wat net baie geld betaal, maar dan help hy jou openlik. En dit is wat die Heilige Gees doen, is dit help jou uit jou moeilikheid. Ek pleit vir jou. So as jy 'n goeie advokaat kry, dan hoef jy nooit in die beskuldigde bank te staan nie, want hy doen dit vir jou. Wat doen Jesus vir ons? Hy staan vir ons in die beskuldigde bank en sê luister, vir Here, ek tree vir jou in. Ek staan op vir my kind. En dit is eintlik waar die woord vandaan kom. In die Grieks sê dit parakletos. Dit beteken, die woord para beteken staan langs aan. Dis maar soos jy 'n para-organisation kry. Dis 'n organisasie langs aan. En kletos is waar die woord kaleo vandaan kom. Call, om te roep. So ek staan langs aan en ek roep. So wat doen die Heilige Gees? Ek staan langs aan en ek tree vir jou in. Maar dis dieselfde woord vir bemoediging. Wat doen jy as jy iemand bemoedig en troos? Jy staan langs iemand en jy praat met iemand. Ons druk mekaar vas. Dis troos. Troos is dieselfde woord as die woord vir die Heilige Gees. So dit is dit wat ons doen. Iets wat die Gees ons leer is om uit te leef ook in ons hartseer. En dis wat God doen. Dan sê hy, in die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek het gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het om vir julle plek gereed te maak, dan kom ek weer terug. Dan kom al julle. Nou, dis 'n interessante ding van die plek gereed maak. Plek gereed maak. As iemand moet sê, hulle wil kom kuier, van Babels af, dan maak julle die plek gereed. Julle doe wytjie op en pak die kussentjie mos nou so chocolaatjie. En dan want hulle gaan nou kom. Jy wag, ek wag vir hulle. Hulle wag nou, hulle kom nou. En dit is wat die Here dan sê, ek gaan hom vir julle plek. Die woord plek beteken nie sommer maar net 'n kamertjie nie. Die woord is 'n mansion. Dis nie sommer 'n plekkie. Jy weet mos as jy nou vir jou 'n plekkie gaan boek op bookings.com,
dan is daar 'n foto, sodat jy kan sien hoe lyk die plek. Nou, ons het nie 'n plek, foto's vir booking.com in die hemel nie. Maar wat ons weet is, die woord sê, dis 'n mansion, wat God vir ons voorberei. En dan sê hy, dis lodging, dis 'n dwelling, dis die Engelse woorde wat dit gebruik. En dan sê hy, hoekom sal ek dit doen? Ek doen dit vir jou. Ek doen dit vir my kinders. As jy my kind is, wil ek vir jou dit doen. Ek wil die beste vir jou gee. En hoe werk die padkaart so? En hy sê die troos, die weg, die waarheid en die lewe is ek self. Ek is die sleutel. Christus is die sleutel om daai lodging en daai dwelling en daai mansion te kry. Hy's die agent. Die agent wat die booking agent, as ek dit so kan sê, dat ons kan sê, maar weet jy, ek het 'n plek wat die Here vir my gaan gee. En dan kom dit in die lewe op 'n stadium net so, dat wanneer iemand oud is en deur 'n moeilike tyd gaan, of iemand in 'n hospitaal, en dan sê die dokters partykeer, ek kan nou niks meer doen nie. Dan sê die Here, nee, okay, maar staan bietjie terug, want ek kan nog iets doen, en ek gaan iets doen. En dan vat hy oor, en hy vat jou sommer huis toe, want hy het klaar voorbereiding getref daarvoor. En dit is wat hy met ons elkeen doen. En wie is die een wat in die Bybel die werk doen? Dis interessant, en ek dink dit is iets wat ons van God moet probeer verstaan. God is net so 'n vaag konsep wanneer ons by hierdie oorgange in die lewe kom nie. As die Here sê, ek droog die trane af, dan staan daar nie, ek stuur 'n engel met 'n boks tissues nie. Daar staan, ek droog die trane af, ek wat God is, droog self die trane af. Dis die aangrypende daarvan. Party mense sê, spot mos nou so, jy weet, as ons daar by die poorte kom, dan wag Petrus vir jou. Ons het nog nooit gelees van Petrus wat vir iemand daar wag nie. God wag daar. Hy self wag daar. Hy is die ontvangskomitee ook. Hy doen dit. En wat hy dan doen is hy's die ene wat daar kom. As jy Psalm 23 is een van die mooiste psalms wat ons lees, die Here is my herder. Okay, dan gaan ons nou aan, maar hoe sluit die psalm af? Hy sê, ek dek vir jou 'n tafel, ek berei die, nie my diensknegte nie die engele nie, ek self berei die tafel voor jou aangesig. So God maak jou die gasheer by daai geleentheid. So wanneer ons baie keer en meestal huil en hartseer is oor so 'n geleentheid soos hierdie, as 'n kind van die Here doodgaan, dan stap hulle in die arms van die Here in en daar's 'n tafel wat oorloop van al die oorvloed, van goedheid en guns. Dis wat hy sê. Hy en dieselfde Jesus sê, ek gaan om vir jou plek voor te berei. So hierdie Here wat ons aanspreek is die ewige Vader, die vredevors, die sterke God, die gekruisigde, die opgestaane Here, die opgevaarde Here, die gasheer, is eintlik ons soos 'n persoonlike assistent. Ek ontvang jou en ek gee vir jou die beste wat daar kan wees. Sjoe, jy sien, dan moet ons maar weer daai liedjie sing. Christine, jy sien, dat ons net sê, maar hoe groot is U? Want ons het gedog, U doen dit met die veld en die blommetjies en al hierdie goed. Maar wat doen die Here? Hy sê, ek doen soveel meer. Dis waar my grootheid lê. Soos ek vir hierdie aarde kyk, so versorg ek mense in die hemel. Dit is wat ek wil doen. En ek gun dit vir julle ook. Dis wat hy sê. Ek gun dit vir julle elkeen om te sê, in hierdie lewe hou vas aan die padkaart van waarmee ek besig is. Ek is nie 'n verskriklike fan van Steve Hofmeyr nie heeltemal. As hy sing is dit alright, hy net nie praat nie. Maar hy sing 'n liedjie, 'n redgebed. Jy het al ooit gehoor. In die redgebed dan sê hy, ek het 'n instapkaart na die koningshuis. 'n boarding pass. Ek het 'n boarding pass na die koningshuis toe. En dis wat Jesus vir ons wil sê. Weet jy, hierdie geleentheid soos die, dan neem ons afskeid. Ons onthou vir ouma, my susters, my broer nog steeds baie kwaad, want my ouma het altyd vir my die meeste sak geld gegee. Sy het altyd my voorgetrek. So hulle is, as hulle van my sien, sommer nog steeds vir ouma ook nog kwaad. Maar ons onthou al die bederf. Ons hou hoe ouma altyd gesorg het. Altyd maar weer gekeer het, ma en pa, los tog uit. En dis die mooi wat ons onthou. En dit begrawe ons nooit nie.
Daarmee maak ons nooit klaar nie, want dit wat van haar oorbly, is iets van ons almal. Iets van ouma sit in julle almal. Ek glo so. En dit is dit. Ons kan maar party goed vergeet ook, want ouma, partykeer moet 'n stuk braai uit gegooi ook. Dit hoef ons nie altyd te onthou nie. Maar ons kan die mooi onthou. En dit vorm ons elkeen. Dit tree vir ons elkeen in. Ons sê, maar daar sit 'n stukkie oppies in ons elkeen, wat van ouma en van oupa afkom, van ma en pa afkom, en dis die pad wat ons stap. En ek dink dit is wat ons dan doen vandag, is om te sê, kom ons hou in hierdie mooi vas van ouma. Maar iets wat baie mooier is die woorde wat die Here vir ons gee. Vir ons sê, maar ons elkeen gaan hierdie pad stap. Een of ander tyd gebeur dit. En soos wat, en dis wie hy is. Hy is so om vir ons plek voor te berei, en hy is besig daarmee. So as ons nou hierdie doen, en Frans, dis wat jy so vinnig nou gesê het, hulle het nou 'n meeting daar bo, familievergadering seker, hulle kuier nou lekker om hy tafel, dink so iets, ons weet nie. En maar dat ons vir mekaar sê, weet julle wat 'n voorreg was dit? Ons vier haar lewe, maar sy vier 'n ander lewe. Wat God vir ons gee. Ons is hartseer, want ons het verlies, maar ons is baie dankbaar dat die grote God wat die veld in stand hou, ook die hemel in stand hou, en dit vir haar gee. Kom ons bid saam. Here, ag, dit is vir ons tog sleg as ons verlieservarings het. Maar Here, nou weet ons, dit word alles in die skadu gegooi van die grootheid, die mag, die heerlikheid. Want Here, U is die ene wat nie net op aarde sorg dat daar fonteine is en water loop en veld groei nie. Here, U is die ene wat die trane afdroog. U is die een wat 'n feesmaal voorberei. U is die een wat vir ons pleit. U is die een wat vir ons sterf. U is die ene wat die deur oopsluit, wat vir ons hierdie instapkaart gee na die koningshuis. U is die een, Here, wat vir ons die lewe gee. En dan bely ons, Here, want die Heilige Gees herinner ons aan U woorde, en U woorde sê, U is die weg, en die waarheid, en die lewe. Dankie dat ons daarom mag lewe. Dankie dat 'n ma, 'n ouma, 'n vriendin kan lewe, omdat U die lewe gee. Ons bid, Here, vir hierdie familie, ons bid vir hulle pad. Ons bid, Here, dat U hulle sal styf vashou, want Here, U is die Parakletos, die Heilige Gees, die een wat langs ons staan, ons vashou, en ons troos, en ons help. Ons bid, Here, mag ons U krag, U genade, U goedheid ook beleef, wanneer ons hartseer is. Ek bid, Here, dat U seën op hulle sal rus, in Jesus naam. Amen. Goed, nou is dit julle beurt om iets te sê. Kom ons maak so, Marlies, jy? Nou julle goed afgesit. Okay. Dat nou net, kan nou maar net so praat, ek moet dat nie Nee, jy moet altyd praat, hierdie is 'n groot storie. Ek kry net die ding in my sakkie. Maar jy praat met altyd. Jy gaan nie so, jy gaan nie, kom ek staan by jou. Dankie, Bonnie. Okay. Dit is vandag met hartseer, maar ook diepe dankbaarheid dat ons vir ouma Anita onthou en vier. 'n Vrou van grasie, warmte, onbreekbare geloof. Dis ook net was om Ekskuus, ek so raas my om so by mekaar kry. almal het net sit te kyk. Ja, hartseer ook. Okay. Sy was nie net 'n liefdevolle ouma nie, maar ook 'n leermeester, 'n versorger en 'n lig in ons lewens. Ouma se passie vir kook en bak was meer as net 'n vaardigheid. Dit was haar manier om liefde te wys. Sy het altyd seker gemaak dat niemand honger uit haar huis stap nie.
Inteendeel was ons amper elke naweek siek van al die eet as ons vir ouma gaan kuier het. Sy het haar kennis met eindelose geduld en vreugde oorgedra. Ek onthou op die plaas mag ons enigiets uit die spens gaan vat het om te bak net wat ons wil. Al het dit telkens geflop, het ouma altyd ons aangemoedig om weer te probeer. Ouma, baie dankie dat ouma die geskenk. Ekskuus. Ouma, baie dankie dat ouma die geskenk aan ons kon oordra. Dat ons nes ouma ook ons liefde deur ons kos en gebak kan wys. Nie net het sy seker gemaak dat ons altyd goed versorg en gevoed was nie, maar sy het ook daarop aangedring dat ons netjies geklee was, wanneer ons elke Vrydag dorp toe gegaan het, en ons selfs gehelp om ons dorpsklere netjies voor die tyd uit te kies. Wanneer ons hare de mekaar was van agter op die plaasbakkery, het sy ons liefdevol Daisy de Melker genoem, 'n herinnering aan haar humor en haar standaard vir netheid en ordentlikheid. Sy het haarself met elegansie en goedhartigheid gedra en haar huis en hart was altyd oop vir ander. Haar geloof in die Here was onwankelbaar en sy het volgens haar Christelike waardes geleef. Ouma het vir ons geleer om te bid en met die Here te kan praat. En ouma het elke aand die Here gevra om elke kind en kleinkind te beskerm. In die gebed was elkeen op sy naam genoem. Ek is oortuig ouma se gebede is wat ons elke dag nou nog beskerm. Sy was 'n pilaar van krag en het altyd op God se plan vertrou. En ons aangemoedig om dieselfde te doen. Die pyn van verlies is diep en swaar, maar dit is ook 'n pragtige herinnering aan hoe lief ons haar gehad het en hoe groot die impak was wat sy op ons lewens gemaak het. Haar invloed leef voort in ons, met elke gebed wat ons bid, elke gereg wat ons met liefde voorberei, en elke keer wanneer ons sorg en netheid in ons eie lewens nastreef. Haar wysheid en maniere leef in ons voort, en so dra ons haar nalatenskap met trots en liefde saam. Al is sy nie meer met ons nie, sal haar liefde, lesse en geloof vir altyd in ons harte leef. Ons vind troos in die wete dat sy nou in vrede rus, in die arms van die Here wat sy so diep vertrou het. Ouma, ek weet ouma is baie gelukkig waar ouma nou is, saam met Peer, Tannie Haan en oupa Koos. Ons is lief vir ouma, en ons sal vir ouma. Dis die laaste sin. Ons is lief vir ouma, en ons sal vir ouma altyd in ons gedagtes en harte dra. Die dapperste goed om te doen. Mariana. My liefste ouma, om vandag hier te staan met die wete dat ouma nie net meer 'n luitjie of 'n vinnige gebabestrippie weg is nie, voel soos 'n droom waaruit ek nie kan ontsnap nie. Nou moet ek werklik totsiens sê aan my beste maatjie, die persoon vir wie ek altyd advies kon vra wanneer dinge te moeilik geraak het, of as ek net met my wyse ouma kon praat wat altyd 'n antwoord vir elke vraag gehad het. Ek kon nie vir meer vra nie. Ouma was werklik een uit 'n biljoen en ek sal vir ewig dankbaar wees vir alles wat ouma vir my gedoen en geleer het. Ouma het my altyd herinner om mooi na myself te kyk en die mense rondom my met respek en liefde te hanteer. En dit wys immers net wat 'n wonderlike vrou ouma was. Ouma se goeie hart en liefdevolle gesindheid het altyd 'n glimlag op mense gesig gesit en niemand sal dit kan vervang nie. Ouma sal altyd onthou word vir die merkwaardige mens wie ouma was en die indruk wat ouma op ons lewens gehad het. Selfs in 'n slegte situasie het ouma altyd 'n manier gevind om dit positief te maak. Dankie dat ouma altyd vir my herinner het om op die Here se wil en sy planne vir ons te vertrou, wanneer hom so alles alright uitgedraai het. Ek wens ek kon meer tyd met ouma spandeer het. Van nou dat ouma weg is, besef ek hoe min tyd mens met mekaar het en hoe belangrik tyd met mekaar eintlik is. Ek is en sal altyd ontsettend lief vir ouma bly en ek beloof om vir ouma trots te maak
en net die beste weergawe van myself te wees. Maak nie saak wat gebeur nie. Ek mis vir ouma onmenslik baie en ek hoop dat ouma uiteindelik die vreugde en geluk daarbo kan vind by liewe Jesus, oupa, pappa en tannie Haan. Dankie dat dit nie net altyd 'n lief jou was nie, maar eerder 'n love you. I love you forever. Ek het nog 'n heel pad hiernatoe gewonder, moet ek sê wat tot my hart is. Maar ek moet vir jou sê, dominee, dankie vir die confirmation. So bear with me, ek gaan dit probeer kort hou. Soos julle almal weet, toe ek nog 'n paphabietjie was, het ek 'n ongeluk, het daar 'n aaklige ongeluk gebeur. Op pad hospitaal toe is ek 2 keer dood en hulle het my teruggebring. En in die hele proses tot waar ek nou weer gesond geword het, het my ouma Anita, in haar kar geklim en deurgery Pretoria toe en kom sit en bid daar. En sy, hoekom ek hierdie storie so goed ken, ek het dit elke keer gehoor as ek die plaas Hennep besoek het. En sy het daar gebid en sy sê, sy het gehoor hoe die Here vir haar sê, jou gebede is verhoor, maar herinner hierdie kind van jou op wat vandag hier gebeur, want daar's 'n belangrike taak wat vir hom voorlê. En moet nooit ophou om dit te doen nie. En glo vir my, by elke plaastrip was ek nie lus. As ons so sit op die stoep, julle ken ons so, ouma, so rustig. Een my kind, kom gou hier, ouma wil iets vir jou vertel. Dan moet ek nou die storie van A tot Z hoor. En dan sê ek, ja ouma, die Here is ons almal goed, ek het my nie eintlik daaraan gesteer altyd nie. En dan vat sy my so in my hand en sê sy, my kind, jy moet dit baie ernstig opneem. Ek het dit needless to say, ek het dit die kop toe gevat nie. En jare het aangegaan en toe ek in die Kaap was, in 'n baie donker tyd, toe sit ek een oggens op my bed en ek sê, Here, voor ek daar kom, soos Marliese sê, elke aand dan is ons vriendelik verplig om saam met haar op die bed te gaan sit en word daar skrif gelees. Daar word gebid en ek kan getuig, elkeen is op sy naam genoem. En dit was altyd vir my merkwaardig hoe ouma, wat noem hulle dit, die Engelsman sê dit so mooi, without any condemnation or disqualification, het sy almal lief gehad. As ek wou sê, ouma, die ene nou weer dit gedoen, of dis sê nee, niemand is perfek nie. En dit het altyd vir my baie uitgestaan. Needless to say, ek sit daar eendag in die Kaap, baie dink ek, soos Here, waar is die liefde wat U van praat? En in my hart was ek op die punt om net moed op te gee. Ek gaan nou nie daarop ingaan nie, maar en op daai oomblik lei my foon en ek sien is 'n Namibiese nommer. Min weet ek is die Hennep lyn wat sê, my kind, die Here het gesê ek moet jou vandag bel. Daar's hoop. En daar het lewe begin draai. Toe weet ek kan weer weghardloop nie. En ek het gesê, Here, as U my hierdie liefde wys wat my ouma van praat, dan het U my hart. En ek kan getuig daarvan. Jesus het nie net vir my in die boek gewees nie. Jesus het my realiteit geraak. Soos ek dominee kan vat en om 'n druk gee, so beleef ek die Here vandag. Hy vertroos my, hy bemoedig my. Ek is deur intense tye, dit dra my familie, my gesin. En ek onthou die dag, toe ek tot inkeer kom en ek bel vir ouma en ek sê, ouma, jou gebede en al die stories op Hennep het tot 'n realiteit geword. Toe het ons gesprekke gechange van gebede na bemoedigings. En it was amazing. It was regtig amazing. En ek wil vandag, dit is hartseer. Ek mis al baie. Ons het so lank saam gebid en net die Here geloof en gesê, Jesus, hoe goed is U vir wat hy in ons lewens doen. Maar tog stap ons almal vandag hier weg met 'n vol hart.
Anita Opperman het iets in ons harte gedeponeer en hulle noem dit liefde. Vandag verstaan ek liefde. Liefde vra nie ietsie, hy gee. Liefde vereis nie ietsie. It just gives without accepting anything back. Hulle noem dit agape liefde. En ek is dankbaar vir Anita Opperman wat my die waardevolle geskenk gegee het. Want daai liefde oorwin dit alles. Dit help jou om oor alle moeilike goed te kom. En ek wil haar eer vanoggend vir dit. En soos julle almal terdeë gesê het, die goeie waardesisteme wat sy gehad het. Dit is vir my altyd, jy kon ouma deur 'n ring trek. Hierdie foto wat julle sien was op my 21ste verjaarsdag. Ek onthou nog hoe trots sy daai dag was. En hoe trots sy op ons almal is. En dit is 'n voorreg om julle almal te ken en familie te noem en in liefde te staan. En dankie Anita Opperman, ouma, ons sal jou altyd lief hê. Dankie. Sjoe, baie dankie. Onthou nou dit, dat ek dink een van die goeders is, mense spot mos op mekaar, hulle sê ons sien mekaar net by troues en begrafnisse, weet, maar dit is 'n aanklag teen ons as families, dat dit juist so is om die groot hand, die moeder, ouma, te koester, want julle het baie waardevolle lesse geleer, en mag dit vir julle altyd bly. En bemoedig mekaar, sê die skrif, met hierdie woorde. Dit kan julle gaan lees. Kom ons kyk na julle het 'n paar prentjies gebring. Kom ons kyk daarna.
dis kosbaar, koester dit, en julle wat so trou, hoe mooi lê die troufoto by 'n plaasdam. Sien julle nou? Ek weet hoekom het jou ouma altyd 'n tert op die kop gehad? Dan nie kom. Dit lyk so van daai melkterte. Dan nie net die. Jy moet ook vasleer. Al hierdie foto's is 'n groot herinnering. Ons het soveel goed saam deurgemaak. Ek onthou toe Marihan dood is. Toe Kabel toe sê sy vir my, Ounetie, dis baie erg om jou kind af te gee. En so het Anita hierdie pad gestap en 2 kinders afgegee. En min het ek geweet, ek gaan nie dieselfde pad stap. Ek het ook my kind afgegee. En die laaste woorde wat Anita met my gepraat het was, Ounetie, ek het so baie aan jou gedink. Ons het soveel dinge saam gedoen en ons het soveel seer saam beleef. So ek kan vir julle net sê, dit wat ons deurgemaak het en dit wat ons saam gedoen het, was die grootste plesier van alles en van almal gewees. Die kinders het voor my groot geword. Hulle het baie nonsens aangejaag, maar dit was die grootste liefde wat ons saam kon doen. Liefde vir julle Fransie en julle kinders almal. Nee, François, jy vat mos nou kort pad, dan moet ek jou goed sê. Okay, bedankings van François, ter ere van ons geliefde moeder en ouma Anita Opperman. Hy is Dion Lou in personeel waar sy haar laaste paar jaar deurgebring het. Elisabeth as die huidige matrone van huis Dion Lou. Nina van Skalkwyk, die vorige matrone van huis Dion Lou, en Koen Meyer, die vorige opsigter van huis Dion Lou, en Alma as werker van huis Dion Lou vir haar jarelange persoonlike bydrae tot ouma Anita. Dr. Hannes Nel van Gobabis vir sy jarelange persoonlike interaksie en bydrae, en ook nou met die afsterwe van ouma Anita. Dr. Michael van der Kolf van Windhoek vir sy persoonlike bydrae en reëlings om ouma Anita in Lady Pohamba op te laat neem en hulp terwyl sy daar was. Lady Pohamba personeel vir hulle professionele diens met ouma Anita, aan my vrou Christine en my 3 kinders, Madeleine, Marlies en Franco vir hulle jarelange respek teenoor ouma Anita en hulle gereelde besoeke aan haar terwyl sy al siek was by huis Dion Lou. Aan ouma se kleinkinders, Sime, Joanita en Mariana, aan Dominidries, ja, ok, is reg, is voorreg. Aan Fern Funeral Solutions vir hulle professionele hulp met al die begrafnisreëlings. Aan Deb Marine Namibia vir hulle ondersteuning, mooi blomme en persoonlike brief. Aan al ons familie, vriende en kollegas vir hulle mooi boodskappe ter ondersteuning met ouma Anita se afsterwe. Ons weet dat ouma Anita nou vrede by Liewe Jesus het en dat haar openlike Christenskap wat sy op 'n daaglikse basis uitgeleef het, tot haar gedagtenis sal voortleef. Ek dink dit het ons vir mekaar gesê en dis ons verbintenis, ons kommitment tot die lewe is om te sê iemand het ons geleer om beter te leef. Ek hoop dit is en om God beter te sien. Ek hoop en ek vertrou dat dit so is. Ek het tog gewonder, ek gaan nou dan is daar verversings nie. Okay. En so ek wil gedink, kom ons staan en dan wil ek die seën van die Here net oor julle as 'n familie en vriende ook uitspreek. En dis wat die Here ook vir ons beloof en die van julle wat so saam met mekaar is, kom vat sommer mekaar vas. Want dis wat die Here doen. Hy vra dat ons mekaar ook so sal seën. So julle klomp oppermanne en vriende wat hier so saam is en deel van die familie is, hoor wat sê die Here vir hierdie lewenspad. Dit werk net so, die Here sal julle seën en julle beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.